Ek wens mense wil by die punt kom waar, as hulle wil stry of redeneer, hulle eerder begin sing. Ek is so half ernstig hieroor. Dink nou maar net in 'n gesin. Daar's 'n pa wat baie werk doen, 'n ma wat moedeloos is, 2 tieners, die vonke spat, en sê nou maar, hulle besluit op 'n simpel liedjie soos Jan Pierewiet. Die oomblik wanneer hulle reg is om te baklei, dan staan al 4 en hulle sing Jan Pierewiet saam. Maar ek dink die kinders van hulle so vererg, hulle gaan sommer loop, maar daar's 'n rede hoekom ek dit sê. Ons leef in 'n wêreld waar ons alles met redenasies en met woorde wil regmaak. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie. Logika redenasie is 'n sleutel om in die wêreld te leef. Dis absoluut belangrik dat ek my logika sal gebruik, dat ek sal redeneer, dat ek sal seker maak van wat ek dink, wat ek glo, wat ek doen. Maar ek dink die meeste van ons het al agtergekom dat daar sekere dinge in die wêreld is, sekere emosies, sekere ervaringsgebeure waarvoor logika nie die finale antwoord het nie. Ek dink spesifiek in terme van krisisse, rampe. As daar 'n natuurramp kom, as daar 'n krisis in jou lewe kom, 'n siekte, dood, dan kom mense met baie mooi redenasies, mooi argumente. Maar dit help nie. Partykeer maak dit eerder erger. Iets in ons wêreld sê vir my dat so belangrik soos wat logika en redenasies is, so het dit nie die finale sê nie die enigste sê nie. Kyk mooi na die Bybel, watter gedeeltes lees ons die graagste? Psalms. Psalms getuig van geweldige krisisse. Baie van die psalms is ballingskapsliteratuur, party selfs na die ballingskap, in die grootste krisis in die volk van die Here se lewe. Wat het hulle gedoen? Hulle het gesing, psalms geskryf, klaagliedere. Dis wat dit is. Dis liedere wat kla, want logika gee nie vir my antwoord nie, nou sing ek maar. En baie interessant, Lukas, as hy sy evangelie begin, die evangelies sekerlik van die belangrikste geskrifte wat ooit geskryf is. As Lukas sy evangelie begin, dan begin hy met 5 liedere, en die eerste van daardie 5 is die loflied van Maria. Ons gaan dit saam lees. Kom ons lees saam Lukas 1 van vers 46 tot 55. Maria het toe gesê, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, want die magtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade verrig hy met sy arm, die denke van hoogmoediges verwar hy, heersers ruk hy van hulle trone af en geringes verhoog hy. Hongeriges versadig hy met goeie gawes en rykes stuur hy met leë hande weg. Sy diensknegt Israel het hy bygestaan deur sy ontferminge in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Dit voel amper of 'n mens wil sê, Maria, weet jy regtig wat jy gesing het? Dit wat jy sê is hoopvol, maar is dit die realiteit? Aan die een kant ja, aan die ander kant nee. Logies is dit nie die realiteit, maar musikaal is dit beslis die realiteit. Musiek werk op 'n snaakse manier. Ek dink logika bring ons tot by 'n grens. 'n Grens wat ons nie kan oorsteek nie. En daarom het die Here vir ons musiek gegee, want musiek gaan die grens van logika verby. Ek wil vir julle vertel iets wat ek ervaar het. Wat vir my eintlik help om te verstaan hoe wonderlik musiek is. Ek het in 1980 universiteit toe gegaan, Bloemfontein, Vrystaat Universiteit, Vishuis, en jy leer al hierdie goed ken, klomp nuwe goed, onder andere, ons gaan nou die Koshuislied sing. Dis seker een of ander oomie wat nou 'n mooi gediggie geskryf het van die Vrystaatse vlaktes en nou gaan ons hom sing. En daar trek hulle weg. En my mond het oopgehang. Een van my gunsteling liedjies van alle tye.
sing die klomp terwyl hulle op aandag staan. Lily Marleen. Lily Marleen, my pa was baie gek oor die liedjie. Ek het 'n CD van Lalla Anderson, die eerste opname van dit, en ek is so trots. Ek besit 'n grammofoonplaat, 'n 78 plaat van Lalla Anderson, Lied eines jungen Wachtpostens, Lily Marleen. Ek het in 'n tweedehandse winkel die ding raak geloop vir 20 sent. Ek kon dit nie glo nie. My pa het vir my altyd die geskiedenis van Lily Marleen vertel. Dit was in 1915, as ek reg onthou, het 'n ouetjie wat gekies was om wagdiens te doen, het toe nou om sy tyd verby te kry 'n gediggie geskryf. Hy het 'n meisie gehad, 'n girlfriend met die naam Lily, en sy vriend het 'n ander meisie gehad met die naam Marleen, en hy skryf toe 'n liedjie van ons neem afskeid daar onder die straatlig voor die barakke, die een Lily Marleen. So hy maak sommer van die twee meisies een. So gaan dit aan, hy het die gediggies later gepubliseer, en in 1938 het 'n tenor, wat nou redelik nie bekend geraak het nie, ek weet nie van hom nie. In elk geval, hierdie tenor het hierdie gediggies vir 'n vriend Norbert Schulze gegee, en hy het toe die gediggie Lied eines jungen Wachtpostens gevat en 'n walsie daarop geskryf, maar dit het nie gewerk nie. So gebeur dit die volgende jaar dat 'n sangeresie, Lalla Anderson, die lied opneem, en dit het ook nie baie goed gedoen nie, so 700 van die plate het verkoop. Die Tweede Wêreldoorlog het uitgebreek, en in 1941, met die oorlog in Noord-Afrika, die Duitsers was in beheer van Radio Belgrade, en hulle het musiek gesoek om te speel. Nou, daar's baie stories, maar die een wat ek nou mee groot geword het, is dat iemand het in Oostenryk 'n klomp 78 plate gekry en dit gebring, en die mense wat nou die musiek moes speel het daar deurgegaan, en hy kom toe op een plaat af, wat 'n vreeslike mooi trompet inleiding het. Lied eines jungen Wachtpostens. Nou speel hulle dit om die stasie mee af te sluit, maar hulle speel sommer die liedjie klaar. En 'n week later het chaos uitgebreek. Toe hulle daai liedjie wil afval van die lug af, het die briewe ingekom, almal wou daarna luister. So het Lily Marleen dan nou beroemd geraak. Maar die Engelse, dis hoe my pa die storie vertel, het ook na die liedjie geluister en hulle het heimwee gekry. Toe het Engeland besluit, hulle gaan nou hierdie liedjie as teenpropaganda gebruik. Hulle het die liedjie so baie gespeel, dat die Engelse soldate so gatvol geraak het daarvoor, dat hulle die radio afgesit het as die liedjie gespeel het. Wat waar is van die stories weet ek nie. Een ding weet ek, Lily Marleen is in Engels vertaal, en ek dink daar's tot 'n Afrikaanse vertaling daarvan. Dit het een van die bekendste oorlogliedjies geword. Dis tot waar my geskiedenis daarvan strek. Nou is ek op universiteit, en hier wil ek op my rug val. Die klomp in die kos is die manne sing in Duits, voor der Kaserne voor dem großen Tor. Ek kon dit nie glo nie, en ek vra toe nou maar wat gaan aan. Toe vertel hulle vir my. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het 'n klompie van die studente ook natuurlik mos nou gaan veg aan Engeland se kant, en van hulle is dood in die oorlog in Noord-Afrika. En toe hulle makkers terugkom, het hulle ter herinnering aan die van hulle wat gesterf het, hierdie lied begin sing. En wat is dit, 35 jaar later, staan ons op aandag as ons hierdie lied sing. Verstaan julle wat daardie liedjie doen? Dis 'n liedjie van twee girlfriends wat een geword het. Dis 'n walsie wat nie gewerk het nie, wat toe nou 'n mars geword het, wat toe 'n radiostasie se afsluiting geword het, wat vir my wat van die musiek hou, inspireer, wat ander mense wat, ek weet nie, van Duits hou, is 'n baie mooi Duitse liedjie, en ander mense wat heeltemal aan Engeland se kant van die oorlog was, het heimwee oor mense wat dood is. Hierdie een lied maak dat 'n klomp mense met verskillende agtergronde op aandag staan en hierdie lied saam sing. Daardie lied doen iets wat geen redenasie kan doen nie. En dit is die krag van musiek. Dit is die krag van Maria se gedig. Hierdie gediggie maak logies nie baie sin nie. Maria praat van die groot dinge wat die Here gedoen het. Het sy maar geweet wat alles vir haar voorlê.
Die hele pad van vernedering rondom haar swangerskap. Die hele pad van Jesus wat eksentriek raak in mense se oë. Die pad van lyding. Die pad van haar tweede oudste seun Jakobus wat lyding neem in die kerk in Jerusalem. Wat deur die mense vermoor is. Hierdie loflied, in die kerkgeskiedenis noem hulle dit Magnificat, dis die Latyn van die eerste woorde. Hierdie Magnificat getuig van die grootheid van God, getuig van dankbaarheid, terwyl die werklikheid spreek van soveel hartseer. Hierdie lied vertel van grootes wat klein word en kleintjies wat groot word. Gebeur dit? Nie genoeg nie. Maria is gebore in die tyd van die Romeinse oorheersing, sy is dood. Toe was die keiser nog steeds in Rome en die Romeinse soldate het nog steeds Israel oorgeneem. Sy praat van God se belofte aan Israel. Onder daai Romeine is Jerusalem en die tempel in 70 na Christus vernietig, daarna nog oorloë. Hier word gepraat van hongeres wat versadig word. Juis daar waar Maria hulle gebly het, juis in Galilea, het die vieslike koning Herodes die mense so deur belasting uitgehonger, dat daar geen hoop, geen toekoms was nie. Sien julle waaroor gaan Maria se loflied? Dit gaan oor hoop, wat nie in woorde gesê kan word nie, want as jy hierdie storie moes uitredeneer, sou dit hopeloos gewees het. As jy dink aan 'n meisie soos Maria wat swanger raak, as jy dink aan die politieke omstandighede, as jy dink aan wat vir Jesus voorgelê het, nee wat, kom ons los die storie net daar. Maar as Lukas sy evangelie skryf, dan begin hy en hy vertel van hierdie loflied aan die Here, wat dinge verander. Verander die Here dinge? Verseker. Verseker verander die Here dinge, maar nie altyd soos ons dit wil hê nie, nie altyd gou genoeg nie. En juist dit maak dat hierdie lied, hierdie musiek so, ek wil amper sê, dubbelslagtig is. Die interessante van die Magnificat is dat van die begin af het mense dit gesing. Hier in die, ek wil amper sê Renaissance tyd, het jy komposisies van die Magnificat. Jy het in die baroktyd in die moderne tyd verskillende spiritualiteite. Verskillende mense wat dieselfde woorde in verskillende tye sing, maar wat is die geheim? Die geheim is hierdie woorde, hierdie lied, nie die logika nie, maar die ervaring van hierdie lied. Praat met mense in verskillende omstandighede, in verskillende tye, maar die waarheid is dieselfde. En wat is hierdie waarheid? Hierdie waarheid is hoop op God. Dis waaroor Advent gaan. Ons is by die 4de Advent Sondag, ons hoop op God. Ons wag vir die wederkoms. Wanneer gaan dit gebeur? Ons wag nou al lank. Maar die mense het lank gewag vir Jesus se koms en hy het gekom. Ons wag dat die wêreld gaan verander. Ons wag dat die armes gaan ryk word en die rykes arm. Dis 'n ander klomp rykes en 'n ander klomp armes, maar die wêreld kom net nie in balans nie. Ons wag dat die magtiges gaan val sodat die gewones weer kan opstaan en mag kan kry. Wat gebeur? As hulle mag kry, is hulle net soos die ander. Hierdie lied van Maria praat van geloof op 'n manier wat logika dit nie kan doen nie. Ek wil nou amper sê, musiek kan dra dit wat 'n mens nie kan oplos nie. Musiek kan spanning hanteer. In 'n redenasie, in 'n logika, in 'n lesing, as daar spanning is, as my goed nie duidelik sin maak nie, dan word ek uitgevang, dan word ek teruggestuur. Ek dop my verhandeling, ek dop my toets. Maar in musiek hoef alles nie opgelos te wees nie. Dis juist daar waar die wonders van musiek inkom. Ek kan iets sê wat nie 'n uitkoms het nie, en tog is dit mooi. Baie van die hartseerste liedjies is liedjies wat verskriklik mooi is. Kan dit andersom sê, van die mooiste liedjies is baie hartseer liedjies,
want dit resoneer met my. Alles hoef nie opgelos te wees om mooi te wees nie. Musiek kan ook teenstrydighede langs mekaar hou. In 'n redenasie, in 'n logika werk dit nie. 'n Politikus sal nie sê die ander ou is reg en ek is verkeerd nie. Nee, hy is altyd reg, al is dit nie die waarheid nie. In musiek kan ek maar teenstrydighede langs mekaar sit, want dit is hoe die wêreld is. Ons leef in 'n wêreld vol paradokse. Ons leef in 'n ironiese wêreld. Daarom kan teenstrydighede langs mekaar wees. Daarom kan vreugde en pyn in dieselfde liedjie voorkom. Dis juist die wonder van musiek. Dan is daar 'n vreeslike mooi liedjie wat speel en dan huil mense, dan vra ek wat's fout? O nee, waaroor gaan dit? Baie keer oor die musiek, maar dikwels ook oor die herinnering. En dit is 'n sleutel van musiek. Musiek werk ook op herinnering. Ek dink almal van ons het 'n liedjie wat jou herinner aan iemand. Lily Marleen laat my aan my pa dink. Daar's liedjies wat my laat dink aan goeie tye saam met geliefdes saam. Daar's liedjies wat my herinner aan lekker kuiertye. Daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe wat logika nie meer so belangrik is nie. Kom ons dink jy word oud. Jy's daar waar jy nie meer kan sien nie, jy kan nie meer hoor nie. Jou verstand sukkel, jy kan nie meer so goed onthou nie. Wat nou van jou geloof? Hou jou geloof nou op omdat jy nie kan verstaan nie? Nee, juis nie. Dis wanneer die Here jou in jou ou dae dra. Maar wat gebeur? Jy hoor Stille Nag speel. En ewe skielik dink jy terug aan tye saam. Tye wat ons saam onder die Kersboom was. Tye in die buiteland by 'n Kersfeesmark. Tye toe ons jonk was, toe ons gespeel het. Dis die wonder van musiek. Ek dink dis hoekom Kersfees 'n tyd van musiek is, hoekom Kersfees liedjies. Maak nou nie saak watter styl, watter taal nie. Dis vir my die mooiste. Feliz Navidad. Lekker vakansie by die see. Stille Nag laat my dink aan hoe ons by die see kerk gehou het en Tannie Raad het op die klavier gespeel. Musiek antwoord nie net vrae waarop daar nie antwoorde is nie, maar musiek maak vol. En ek dink dis die laaste ding wat ek wil noem. Musiek maak wagtyd vol. Maria, sy is swanger. Sy het nog gewag vir die geboorte. Haar lewe lank het sy gewag op dinge wat moet gebeur. Advent, die tyd van wag. Ons wag op Jesus se koms. Ons wag op beter dae. Wat doen ons nou? Ek sit nou hier en wag en ek tel die ure om totdat goeie dinge gebeur? Juis nie. Dis wat logika sê. Logika sê, hierdie party doen nou swak, daai ene gaan beter doen, as daai party wen, dan gaan dit beter gaan. Ek het nies vir julle, maak nie saak watter party wen nie. Ons, ek weet nie wie ons almal is, maar ons trek aan die kortste eind. Musiek maak dat wag mooi word. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. Daardie woorde skryf Paulus aan 'n gemeente wat baie probleme het. Maar in hulle wag is hulle meer as oorwinnaars. Juis my wagtyd, juis in die tyd wat Maria nie sien dit wat sy sê gebeur nie, kan sy sing daarvan en kan sy sing tot eer van die Here. Redenasies bring ons by 'n grens. Wanneer die werklikheid te groot is vir 'n verduideliking, daar word dit gesing. Amen. Here, dankie dat daar in die natuur harmonie is. Alles is nie glad en sonder dorings nie, maar op 'n manier werk dit, want Here, U sorg daarvoor. En daarom in my lewe is daar vrede en harmonie, want dit wat ek nie verstaan nie, dit gee ek vir U en ek sing van U grootheid. Dankie dat ons rondom Kerstyd kan sing. Here, as ons Kersliedere sing, kruip ons nie weg vir die werklikheid van seer, van pyn, van onreg, van korrupsie, van misdaad nie. Nee, Here, maar ons styg uit daarbo. Dankie dat U in hierdie wêreld gekom het om vir ons 'n nuwe lied te bring. Amen. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis.
Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke beier in uwe ouwe taal? Kyk selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. In hierdie land, o Heer. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.